Net leer dit. Ja. Wordt het dan zeker van. Kom in. Hoe je niet net. Hy sê, daar is maar net een ware En vriend. En Jesus is zijn naam. En hij woont bij verloren. Waar ik ook alleen mag gaan. Jou dat ik jou dit erken. Het wandel op zij. En die deert het veel doet. Jezus is een vriend van mij. Jezus is een vriend van mij. En ons sê baie dankie vir die Here. Weet julle wat? Nee, hij speelt niet. Die Here het elkeen van ons geseën. Plus hy kinders. Hulle pa se bloed. Nee, julle moet my aan my eers groet. Ek vry met te veel jare aan jou. Jy hoor nie? Sy sê vir my elke aand good night my lag. Baie dankie. Nee. Jy weet, nou kan ek dit oor vertel. Vanoggend toe jy jou oë oopgemaak het, toe die Here jou geseën met 'n nuwe dag in jou lewe. Daar's soveel mense wat nie die voorreg gehad het vanoggend om hulle oë oop te maak in 'n nuwe dag, in 'n nuwe lewe. En jy weet, ons besef dit nie, ons wil dit nie. Ons maak mos nou elke oggend, hoe oud is jy nou? 58. Na 58 jaar maak jy jou oë elke dag oop, maar jy besef nie, dis God se genade. Jy weet, Auntie Johanna is, en hulle het haar geken. Sy elke keer as sy gebid het, in die oggend, het sy vir die Here gesê, dankie, dat hy my geseën het om my oë oop te maak. En ek het dit by haar geleer. En ek het dit by haar geleer, wat ek nou nog sê. Dankie Here, dat hy my geseën het vanoggend, om my oë te kan oopmaak in 'n nuwe dag, in 'n nuwe lewe. En ek eer en ek loof en ek prys die Here daarvoor. Ek sê vir hom, baie dankie. Want sy goedheid en guns is altyd daar vir ons. Kom, ons, laat ek eers net bid. Dan sing ons die eerste liedjie, ek wil aan die ene ingesit het, maar die Here is my herder. Maar ons kan hom met enige sing, want meeste van julle ken die liedjie, die Here is my herder. Hy sê hierso, en ek is mal oor die liedjie, saggies en teer. Saggies en teer is die roepstem van Jezus. Maar voordat ons gaan sing, gaan ons net vir die Here dankie sê. Hemelvader, baie dankie. Dat U ons by mekaar gebring het vanoggend deur oom Gert. Dat U ons by mekaar gebring het deur hom, Vader. Here, hy is huis toe. En U het hom gebruik om die klompie van ons hier by mekaar te kry. En ons sê vir U baie dankie, Vader. Dat U ons vanoggend geseën het om ons oë te kan oopmaak in 'n nuwe dag, in 'n nuwe lewe. En ons eer en ons loof en ons prys die naam bo alle name. Ek wil nie links, regs of terugkyk nie, maar gefokus bly op U, die God van Abraham, Isak en Jakob. En ek sê vir U baie dankie. Dankie. En my gebed is, Here, laat U ons sal lei vanoggend. En dit wat ons doen, laat ons alles sal doen, asof ons het vir U doen. En ons sê vir U baie dankie. En ons almal sê saam. Amen. Amen. Dankie. Pa se kindertjies. My kind se niggies.
Daar nee, al die lof en eer kom hom toe. Jy weet, as jy nou die blaadjie kyk en sê so, Gert Johannes Petrus Oosthuizen, wat was my pa se naam? Hoekom is my pa se naam Gert gewees? Want sy ma se Oosthuizen toe. Toe het hom Gert Oosthuizen genoem. Omdat die Oosthuizen, die eise het die Gert en die Oosthuizen sê Gert. Jy weet. En toe het hom Gert Oosthuizen genoem. En in die een testament, ek weet nou nie, is my oupa of my oma se testament is die, staan daar Gert Oosthuizen. Nie Gert Eis nie, Gert Oosthuizen. Jy weet, en ek het die testamente, daar by my, ek het al in die Kaap gekry, ja, ek het al gekry in die Kaap. Ja, by die, anders ek by die ministers, by die Hooggerechtshof, het ek al gekry. Jy weet, as ons nou kyk, hy was 8 jaar oud en 3 maanden toe ek gebore is. Hy was 'n topje geweest af. En ek sê vir die Here baie dankie. Ek is 'n 48 model. Wat 'n model is hy, Antie? 41. 41. So hy is 'n jaar ouer as jy gewees. Ja, so jy 7 jaar ouer as die mooiste man in over 10 jaar. Ja, sê. Die van Hoe jaag julle? Oké, maar dat is mooi. Moet niet laten jou vangen, hè. Hij zei, ik heb eruit brood van hem. Laat ik gauw hier lees. Die familiebrief sê, ons dank die Here vir sy lewe van liefde en diens, sy geloof het hom gedra deur elke uitdaging. Gaan speel aan die kant. Hy het op die Here vertrou en hierdie vertroue het altyd op die Here en hy het altyd op die Here vertrou en hierdie vertroue was 'n lewende getuie van sy liefde vir hom. Hy was liefdevol en het gestraal van vreugde. Van vreugde. Hy sê, dankie Jesus vir sy lewe. Pa Gert, ons koester jou mooi herinneringe en baie liefde. Van André, Dion, Martha, Anna Mart. Anna Mart, Jackie en al die ander familie. Ek was eintlik vriende ook aangesit in maar as die plek gewees. Al die familie en vriende. En ons sê vir die Here, baie Dankie. vir hom. Greater is he who art in me than he who art in the world. En ons het hier gesit. Hy sê, André Oosthuizen gaan die huldeblyk en bedankings bring en ons gaan hom nou vra om die huldeblyk en bedankings te bring en dit vir ons te gee, dan gaan ons nie weer stop. Waar is Poetie? Waar is je broer? Iewers op 'n plaas. Hulle is terug, hulle is bezig met die skape. Hierdie jaar, Ja, by Boetie. Wat kan ek sê? waar is jy man gebore? My dad was born in Boksburg. Okay, 35 years ago. The Lord blessed this world with his presence. I've been lucky enough, and my brother lucky enough, to be around him all our life. And from what I learned over the years, there wasn't a life he touched or a person he spoke to that he didn't leave enriched with his little bit of input, no matter how small. He always gave of himself 150% and expected nothing back. Everything I am today is because of him. And I'd be lost now without it. But I know God's got him. And as we read in the Bible, ashes to ashes and dust to dust. As so forth we rise from the ashes, so forth so we depart in dust. So I've got to give my dad back. But I want
want to use this time to celebrate the life that God blessed us with him. I had the most awesome father for 85 years, so I consider myself really blessed, amongst the highest. Daddy, we're going to miss you. We're empty without you. But we'll carry your memory, Daddy, forever. You'll be sadly missed, Dad, but never forget you did the right thing by teaching us what you taught us, because now you can look down and see the fruits of your labours over the years. Love you, Dad, and we're going to miss you. Thank you, everybody, for coming. It's appreciated. Ja, sê. En ek glo is hier. He listened to you. He checked you out. It's alright, is daar nog iemand wat wil iets sê oor die ou man? Mami? Mommy kan heel op sit. Mama hoef nie op te staan nie. Het was Boeta geweest. Sê, jy is ook 'n Oosthuiser. Groot familie. Ja, die Oosthuisers is baie. Dan iets sê. Jy moet nou weet, die Oosthuisers is my familie ook. Die klein plaas Oosthuisers is nog wat 10 jaar. Ja, ek kan maar. En hulle is oulik. Ek het nou vanoggend, kom ons sing. Nog een liedjie klaar gesing op. Nog niks gesing. Kom ons sing om Saggies en Teer. En ek gaan hierdie Saggies en Teer vir julle leer. Sê weer. Sy wil ook gou ek sê. O, daar is die pa se bloed. Ons is nou vanmôre hierso in 'n baie hartseer tyd, maar tog juig die engele daarbo in die hemel, want hy's by ons almagtige Vader en hy het 'n baie goeie voorbeeld vir ons kom stel. Die paar jaar wat ek oom Johnny geken het, ja, julle noem hom nou, ek het hom geken as oom Johnny, hy het hom voorgestel as oom Johnny. Dierbare, liefdevolle man gewees en hy was altyd behulpsaam, hy het altyd 'n ou grappie gemaak en hy was altyd gewillig om ander mense te help. So dit wat hy in my lewe gesaai het was net goed en wat ek van hom kan sê is net mooi, want hy was 'n groot voorbeeld vir baie ander, selfs in die gym. Hy het soveel uithou vermoë gehad en die grootste voorbeeld vir ander, want hy het gewys, dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Jy kan enige iets doen in hierdie lewe. En wat sy Christelike lewe aanbetref, het hy baie mooi hart gehad. Hy het baie na in die Here geleef. Ek moet dit vir julle sê. So ek glo vandag nog, hy is reg langs ons almagtige Vader. Hy is op die regte plek. So ons gun dit vir hom. Ons sal baie verlang na hom, maar hy leef voort in ons harte. So ek weet almal van julle is baie hartseer vanmôre. Dit was vir my 'n groot skok toe hy so agteruit begin gaan het. Maar een of ander tyd kry ons 'n tyd in ons lewe wat die Here sê tot hier toe en nie verder nie. Ek kom haal jou my kind. So dit was sy tyd. So ons moet baie gelukkig wees vir sy pad en weet ons werk vandag daaraan, laat ons ook eendag by ons almagtige Vader kan woon, want dit is ook die voorbeeld wat hy vir ons kom stel het hier op aarde. So, oom Johnny sal voortleef in ons hart, en ek sal altyd kan getuig, en vir mense die moed kan sê, daar was 'n oomie wat hierdie ouderdom gehad het, en hy kon baie van julle jong mense gewys het hoe word 'n ding gedoen. Dit ouderdom is net 'n getal. Dit is nie, jy's oud, jy kan nie 'n ding doen nie. So, wees altyd positief en probeer voortleef op hierdie aarde, so of dit elke dag jou laaste is, tot ons almagtige Vader ons kom haal. En oom Johnny sal altyd daar in ons harte leef. Amen. Amen. Baie waar. Jy weet, hierdie liedjie sê,
Saggies en teer is die roepstem van Jesus. En ek het dit al honderde kere vertel. Ons het hierdie liedjie gesing in die NG Kerk in Mosselbaai toe ook in die sonnaskool was. Het ons hierdie liedjie gesing. Maar ons het hom gesing soos 'n resitasie, soos hierdie Onse Vader of Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Jy luister nie na wat jy sê nie. Jy sê nie die resitasie. En so het ons hierdie liedjie gesing en so 'n paar jaar terug, toe ek hom lees, toe sien ek, hy sê, saggies en teer is die roepstem van Jesus. Die Here se stem is saggies en teer. En hy roep jou saggies en teer. Hy roep vir jou en vir My. Hy het vir ons geroep en ons moet na hom uitreik. Hy roep ons. Hy sê, hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir Nee. God roep jou elke dag. Jy wat hom nog nie aangeneem het nie. Hy roep jou elke dag om hom aan te neem met jou hele hart, siel en wese. Met alles wat in jou is. Jy moet nie links, regs of terugkyk nie. Hy sê hierso, kom tuis. Almal wat moeg is, kom tuis. Hy sê saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep, o Sondag, kom tuis. Dan sê hy sê, waarom dat uitstel? Hoekom wil jy uitstel om my aan te neem? Jy weet, ek het vir jare lank uitgestel om die Here aan te neem. Hoekom het ek vir jare lank uitgestel? Omdat ek gesê het, ek moet eers 'n hotnot lief kry. Ek moet ophou vloek, ek moet ophou hoer, ek moet ophou steel, ek moet ophou dit doen, ek moet ophou rook, ek moet ophou drink, ek moet nie dit doen nie, ek moet nie dat doen nie, ek moet nie dit doen nie. En ek het vir jare lank vir mense die Bybel gelees. Julle kan sien op daai blaadjie het ek geskryf 33, 53. Nou ek het groot geword met die 33, 53 Bybel. En toe die 83 Bybel uitkom in 1983, toe bly ons in Vredenburg, in die Kaap, daar in die Weskus, op die Weskus. En ek het vir een of ander rede het ek Kaap toe gery, en ek is by die Bybelhuis in die Kaap aan, en ek het die 93 Bybel gekoop in 93. Voordat hulle nog basies uitgegaan het na die winkels toe, het ek 'n 93 Bybel gekoop en ek het hulle begin lees. En ek het gekyk, want hulle het gesê, dis 'n NG Kerk Bybel. Sien. En toe het ek nou al die verskille gesien in die Bybel. Matteus 9 vers 13 sê, die tweede gedeelte, hy sê, ek het nie gekom in die 53. Ek het nie gekom vir sondaars tot bekering nie. Ek het nie gekom vir sondaars tot bekering. Nee, hy sê, ek het gekom vir sondaars tot Keren. Ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar sondaars tot Keren. Het hy gekom. Ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar vir sondaars tot bekering. En ek werk in Vredenburg in die hawe, Eysterertshawe, nie in die vishawe nie. Hy het nou sommer gedink aan die vishawe. Die Eysterertshawe. En die Eysterertshawe was rooi geweest van die Eysterertsstof. Jy weet, as jy in 'n bakkie geklim het, jy het nou net van die huis af gekom, jy klim in die bakkie en jy ry die bakkie en as jy hande bloedrooi, want hy stop op hy steering en sovoorts. En toe ek in die kantoor kom, toe gaan was ek my hande, en as hy wit wasbakke en hy rooi skyn loop so in die wit wasbakke af. En die Here sê vir my, ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar vir sondaars tot bekering. En ek besef daar voor die wasbak, wat die Here sê in die versie. Want baie mense lees die Bybel net om te lees. Soos ek nou gesê het van die liedjie, saggies en teer, resitasie. Ek het daai gedeelte vir mense gewys, van honderde mense gewys, die verskille in die Bybel. Jy weet, en wat gebeur? Toe ek my hande was, toe sê God vir my, ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar vir sondaars tot bekering.
net daarvoor hy was, ek besef wat die Here sê. Ek hoef nie my lewe reg te maak nie. Ek hoef nie te gaan in 'n hotnot lief te kry en al hy tipe dinge doen wat ek vir julle gesê het nie. Al wat ek moet doen, ek moet God aanneem met my hele hart, my hele siel, my hele wese en hom begin dien met alles wat ek doen. Jy weet, en net daarvoor die was waar kom ek tot bekering en ek neem God aan as my persoonlike verlosser en zaligmaker. En dis min mense wat die Here by 'n was gaan. Jy weet, en dit was wonderlik geweest. Dit was kragtig geweest. En jy weet, ek dien die Here nou al, seker nou al so 40, 42 jaar, wat ek die Here dien, en ek leer elke dag. Ek leer nog elke dag. Hy sê, jy moet groei in die Here. Altyd. Wat is hy woordjie? Begroei? Heiligmaker. Die Here sê ons moet heiligmaking in ons lewe toepas. En wat is heiligmaking? Heiligmaking is 'n groeiproses. Ons moet elke liewe dag groei in die Here. Ek lees die Bybel hierso, ek het vanoggend net so 25:3 het ek opgestaan. En ek het seker so 25:4 het ek begin lees. My wekker gaan af so 3:30 in die oggend. En ek het seker so 25:4 gelees. Dan lees ek so 'n bietjie meer as 'n uur. Gaan ek deur die Bybel en ek praat met die Here en ek leer in die Here. So elke oggend spandeer ek tyd met die Here. En as die mense by die werk kom hierso, hulle kom so 7:00 en dan so enigiets van 15:45 dan kom ons by mekaar in die bidkamer by die werk en dan praat ons lees 'n gedeelte uit die Bybel uit en ons praat oor die Here en ons bid en so voort. En vanaand, hierso by 6:00, dan gaan sit ons op en ons lees die Bybel en gesels en ons praat met die Here. En dit gebeur elke liewe dag en ons sê vir die Here dankie. So ek lees die Bybel baie elke dag en ek sien verskillende dinge in die Bybel. En ons groei deur dit te doen. En ek sê vir die Here, baie dankie. En sy is my skaap en nie joune nie, jy het jou skape gehad vanoggend. Paase laitie. Weet jy, my grootste sonde is terg. Jy weet, ek het hier groot nie. Maar as jy nou kyk na hierdie liedjie, hy sê hier so in die laaste gedeelte, waarom dan uitstel by die heiland so pleit? Hy pleit daar vir jou en vir my. Hy sê, waarom dan wag en verwerp al sy goedheid vir jou en vir my. En ek sê vir die Here baie. Kom ons sing hy liedjie. En dan kan ons, ek het nou 3 weke lang gesels oor die liedjie en goed. Kom ons sing hy liedjie en ons sê vir die Here. Nee, sy kan nog opstaan. Hy begin nie so en hy sê, Saggies en teer is die stem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy sal mag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom thuis, almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer stem van Jesus, hy roep, o sondaar, kom thuis. Waarom dan jy veiligheid, bly haar vir jou en vir my. Waarom dan nog in die leeftijd, goedheid vir jou en vir my. Kom thuis, almal wat moeg is, kom thuis.
Saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondaar, kom tuis. Hy roep, o sondaar, kom tuis. En ons sê vir die baie dankie Vader, baie dankie, dat U ons roep en U sê vir ons, kom tuis, kom na my toe, almal wat moeg is, kom na my toe, en ons sê vir U baie dankie Here, dat U ons roep, om na U toe te kan kom, en my gebed is Here, dat ons nie net hoorders van hierdie woord sal wees nie, maar dat ons daders sal wees, dat ons sal doen Here, laat ons na U toe sal kom, laat ons U sal aanneem, laat ons U sal dien met ons hele hart, siel en wese, met alles wat in ons is, laat ons nie links kyk of regs kyk of terugkyk die Vader, maar gefokus bly op U, die God van Abraham, Isaac en Jacob, en ons almal sê saam, Amen. Thank you Lord. En dan gaan ek nou vir julle die woord bring. Julle kan maar sit, ek sal maar staan. Die ou top. Hy begin hierso. En dis 'n kragtige woord hierdie woord. Hy sê, hy begin hierso en hy sê, en dis Efesiërs 4, vanaf vers 1 tot 7 gaan ek lees. Maar hier is so 'n stukkie in van Jesaja 49 vers 1 en dan Galasiërs 1 vers 15. Een in die Ou Testament en een in die Nuwe Testament. Net om vir julle te wys wat ek julle nou gaan vertel is in die Bybel. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, en dis Paulus wat hier praat. Paulus sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Waarmee moet ons wandel? Waardig die roeping waarmee ons geroep is. Wat is die roeping waarmee jy geroep is? Wanneer het God jou geroep? God het elkeen van ons geroep. As jy kyk na is dit 1 Korintiërs? Waar hy sê, toe maar, ek sal aandink. Hy het ons geroep, God het ons geroep. Wanneer het hy ons geroep? Toe ons ma en pa by mekaar gekom het. 'n man, 'n normale man. Hoeveel saadjies los hy in 'n vrou? Weet jy wat hy sê? Hoeveel saadjies los 'n man en 'n vrou? 400 miljoen. Saadjies los 'n man en 'n vrou, one time. En God het jou gekies. God het jou gekies. Uit daai saadjies uit. Uit een saadjie het hy gekies uit daai 400 miljoen saadjies. Het hy een gekies. En dit was jy gewees. Wat hy gekies het. En hy het jou gekies met te doen. Jy's nie hier omdat ma en pa net by mekaar gekom het. Jy's hier omdat God jou gekies het. God het jou gekies en ek het hier geskryf. Nie geskryf, ek het in die Bybel uitgehaal in die Ou Testament. Hy sê, hoor my eilande en luister volke wat ver is. Die Here het my geroep van die moederskoot. Van my geboorte af het hy my naam geken. Waarvan af het hy hom geroep? Van die moederskoot af. Het hy hom geroep. Hy sê in Galasiërs 1:15, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het, van die skoot van my moeder en van my skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het. Wat het hy gedoen? Hy het jou deur sy genade geroep. En ek sê net vir jou, want en as meer plekke in die Bybel waar het staan, maar het het nie meer plek om allerlei goed te sit nie. God het jou geroep uit jou moederskoot uit, toe jou ma en pa by mekaar gekom het. Jy weet, het hy jou geroep, en hy sê hierso, in Efesiërs, ek gaan nou weer Efesiërs 1 lees. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Hoe het hy ons geroep? Met alle nederigheid en sagmoedigheid. Met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdraag. Hoe moet ons as kinders na mekaar kyk?
Hoe moet ons as kinders van God met mekaar wees? Die sê dit met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En ons as kinders van die Here moet mekaar in liefde verdra. Hy sê en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Jy weet as jy kyk na hierdie dinge en ons leef nie volgens dit nie, is daar groot fout. Daar's groot fout. Hy sê en jy weet as jy hierdie goed lees, jy moet eintlik die hele Efesiërs 4 lees. Hy sê dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een liggaam, een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Jy weet, as jy kyk, dis wonderlik man. Hy sê, en kyk nou, hy sê dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een Here, een geloof, een doop. As jy nou kyk, sy sê nou, elke Sondag is ons daar in Gourits is, en ons bring die boodskappe aan Gourits. Ons bring hom in die straat deesdae, en sy staan in die straat en sing, lekker groot speaker, en die hele Bito wil nie Gourits die Bito wil, die hele lokasie hoor ons, en vir haar, en ons praat met die Here, en ons dien die woord van die Here en sovoort. En hoeveel kerke is hier in Albertina? Wie van julle weet? Hoeveel kerke is hier in Albertina? 5, 6. Nee, ek praat nou nie van die lokasie, maar net hier so in ons. Is 4. 4. Kom ek sê vir julle. O ja, is 4. Toe die ander gultjie nog by die munisipaliteit gewerk het, wat van hom? Wie? Lindsay nog by die munisipaliteit gewerk het. Toe was daar 43 kerke in Albertina. 43 kerke in Albertina, toe Lindsay nog daar gewerk het. Nou moet jy weet, sy sê al 6, 7, 8 jaar nie meer daar nie. Nou moet jy weet hoeveel kerke daar is in Albertina, daar is nou baie meer kerke in Albertina. En elke kerk, as jy nou kyk, ek het groot geword in die NG Kerk, ek is gebesprinkel in die NG Kerk en sovoorts in Mosselbaai, die ou kerk, die Klipkerk daar, in die dorp. Voor die nuwe kerk is in 48 gebou, so ek is in die Klipkerk, is ek besprinkel, en ek sê vir die Here dankie. Maar nou moet julle weet, dat ek nou groot geword het ek baie dinge geleer en geglo en sovoort. Hy sê hierso, een Here, een geloof, een doop. Daar's net een God. Daar's nie 2 of 3 of 4 gode nie. Baie kerke praat nonsens. Jy weet, daar's een geloof. Daar's net een geloof. Daar's nie 3, 4, 5 en 6 geloof nie. Daar's net een geloof. En daar's net een doop. Daar's nie 'n besprinkeling doop en nog enige ander doop nie. Daar's net onder die water gegaan doop. En die moment wat jy onder die water ingaan, sterf jy. En as jy opkom, is jy niet gebore. En as jy opstaan onder die water uit, is jy 'n nuwe skepsel. Wedergebore in Christus. En dis hoe dit werk. Ek is nog in die ou AGS kerk gedoop en hulle doop is ook verkeerd. Hulle doop is, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Yes. Jy sterf net een keer, jy sterf nie 3 maal. Jy sterf net een keer, jy gaan net een keer onder die water. En jy kom uit, maar ek is 3 keer onder die water. Ek is 3 keer onder die water. Het is jammer ek het daar nie gedoop, want ek ook gehou. Maar hy sê, en as ons kyk wat sê die woord, een Here, een geloof,
een doop. Jy weet. En dit is kosbaar. Hy sê een God en Vader van almal. As een God en Vader van almal. En ek noem het gewoonlik so, een God en Vader van almal, wat oor almal is, deur almal is, en wat in almal is. Wat oor almal, deur almal, en in ons almal is. Een God en Vader. En ek sê vir die Here baie dankie. Hy sê maar aan elkeen van ons, maar aan elkeen van ons, is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. volgens die mate van die gawe van Christus. En ons sê vir die Here, baie dankie vir dit wat hy vir ons doen. En ek wil hê julle moet kyk na daai, moenie hy papiertjie weggooi nie. Lees hom, kyk na hom en beginne daai dinge inneem. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, oor almal, deur almal en in ons almal is. Jy weet, en dit is kragtig. Hoekom is 'n kind van die Here nie bang om dood te gaan nie? Hoekom is 'n kind van die Here nie bang om dood te gaan nie? Ek dien die Here nou al 42 jaar. Hoekom moet ek bang wees om dood te gaan? Ja. Ek dien om hemel toe te gaan. Dien om hemel toe te gaan. Jy weet, ek moet nou nie bang wees om dood te gaan nie. Want ek wil hemel toe gaan, ek wil die Here. Ek wil gaan jubel en juig, soos die ouma na gaan juig, jubel en juig. Dis wat ons wil doen. Jy weet, dis ook om 'n kind van die Here nie bang is om dood te gaan. Jy weet, maar 'n ou wat nie God dien, is bang om dood te gaan. Want hy weet, of sy weet, hy gaan die hel toe. Ja. Jy wil nie reg hê. Om braai in die vuur en swaal. En ek sê vir die Here baie dankie. Jy weet, vat hierdie woord, wat julle gehoor het, en ek sien, my klonkie het dit gerekord, en speel dit vir elkeen wat hier het voor kan speel, dat hulle hierdie woord kan vat. Ons, ek het nou net al gesê, ons dien in Gourits, en sy sê elke Sondag vir die mense, ons is nie 'n kerk nie. Ons is nie deel van 'n kerk nie. Ons dien, Goed. ons is, God het ons gestuur. En jy weet, elkeen wat hy geroep het, as jy 'n disipel is, as jy geroep is jy 'n disipel van God. En as jy 'n disipel van God is jy 'n heilige. En as jy 'n heilige is jy 'n kind van die Here. Hy sê vir sy disipels in Matteus 28 vers 19 en 20. Hy sê vir sy disipels, gaan dan heen. Gaan dan heen. En wat moet jy doen? Hy sê, maak disipels van al die nasies. Nie net van een nasie nie, maak disipels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En lewe. Die mense sal gaan en hulle sal gaan doop, maar hulle sal nie gaan leer nie. Hy sê, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. En leer hulle. Alles wat ek julle vertel het. Moet ons hulle leer. Jy moet hulle die woord leer. Laat hulle die woord verstaan. Hoekom moet julle leer? Laat hulle kan groei in die Here. Hulle moet nie dan hier wees en dan daar nie, dan hier en dan daar. Nee, jy moet God dien met jou hele hart, siel en wese. En ek sê vir die Here, baie dankie vir sy woord. Vader, ons sê vir die baie dankie, Here, vir 'n voorreg wat U ons skenk, 'n voorreg wat U ons skenk, om hier te kan wees vanoggend, omdat om Gert, U het om Gert kom huis toe roep, omdat U hom kom roep het, Vader, omdat U hom laat haal het, Vader, om huis toe te kom, het ons hier saamgekom vanoggend, om die woord te kan hoor, om te hoor wat U te sê het vir ons. En my gebed is, Here, dat ons hierdie woord sal vat, dat ons sal handel en wandel met hierdie woord, dat ons nie
hierdie kant toe en daardie kant toe, en ek hou daarvan dat ons nie links en regs of terug moet kyk nie, maar gefokus bly op U, een God, een doop, een geloof. En ons sê vir U, baie, baie, baie dankie, Vader. Ons bid vir die leiding en die krag in en deur hierdie dag, Vader. En ons eer en ons loof en ons prys die naam bo. Amen. En ons almal sê saam. Amen. Amen. Kom ons sing daai. Die Here is my herder, hy is nou nie op die blaadjie nie, maar ek like daai liedjie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen, na waters waar rus is, lei my heen, en hy diep waar lei my uit, en baie diep waar lei my uit, hy plaas my voete op 'n stewige rots, en baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen, na waters waar rus is, lei my heen, en baie diep haal hy my uit, en baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n stewige rots, en baie diep haal hy my uit. En ons sê vir U baie, baie dankie. Dankie, 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 dankie Vader. Laat U ons voete geplaas het op 'n ewige rots en laat U ons diep uitgehaal het, Vader. En ons sê vir U baie, baie, baie dankie, Vader. Ons bid vir die leiding, ons bid vir die krag in en deur hierdie dag, Vader. Ons wil nie links, regs of terugkyk nie, maar gefokus bly op U, die God van Abraham, Isak en Jakob. En ons sê vir U baie, baie, baie dankie, Vader. En ons almal sê saam. Amen. Amen. Thank you, Lord. Daar sê. Gee die Here aan 'n klap. Amen. Wil iemand nog iets sê? O ja, julle weet, julle kan nie Julle sê. wil praat? Ek wil maar net hoorvat. Julle kan iets sê, julle wil, kan iets wil deel. Wil jy ek sê deel? Ek sê vir julle twee baie, baie dankie hoor. O, saak is reg. Sê nee, ek is 'n drukkie ouma. Ek is 'n drukkie ouma. Dankie. En sterkte vir julle hoor. Sterkte vir julle. Ja. Ja. Jy moet nog vir my stuur, né? Ja, ek sal hom stuur, ja. Okay.